Vandag se vasvraag gaan ons jou kennis toets oor lewende of nie lewende goeters, as ook die struktuur van 'n plant. Wat is 'n organisme? A. Enige lewendige ding, soos 'n plant, dier, bakterie of 'n swam. B. 'n masjien wat kan beweeg. C. Iets wat nog nooit gelewe het nie. Of D. Slegs diere wat kan loop. A. Enige lewende ding, plant, dier, bakterie of 'n swam. 'n Organisme is enige lewendige ding. Dit sluit alle plante, diere, bakterieë en swamme in. Hoeveel lewensprosesse is daar? A. 5, B. 7, C. 6 of D. 8? B. 7. Daar is 7 lewensprosesse: beweging, voeding, asemhaling, groei, voortplanting, uitskeiding en waarneming met jou sintuie. Watter een van hierdie is 'n lewende organisme? A. 'n tafel, B. 'n dooie blaar, C. 'n hond of D. 'n klip? C. 'n hond. 'n Hond is lewend omdat dit al 7 lewensprosesse kan uitvoer. Dit beweeg, eet, haal asem, groei, kry babas, skei uit en kan gevaar waarneem. Wat noem ons dinge wat lyk asof hulle dood is, maar weer kan lewe? A. In 'n rustende toestand, B. Fossiele, C. Nie lewende dinge of D. Dooie dinge? A. In 'n rustende toestand. Dinge soos sade, eiers en gis is in 'n rustende toestand. Hulle lyk dood, maar kan lewend word as toestande reg is. Watter een is 'n voorbeeld van iets in 'n rustende toestand? A. 'n saad, B. 'n klip, C. 'n tafel, D. 'n dooie boom? Die antwoord is A. 'n saad. 'n Saad lyk dood, maar sal ontkiem of lewend word as dit water, goeie grond en hitte kry. Wat is uitskeiding? A. Om van afvalstowwe ontslae te raak, B. Om asem te haal, C. Om kos te eet of D. Om groter te word? A. Om van afvalstowwe ontslae te raak. Uitskeiding is hoe die liggaam ontslae raak van afval wat dit nie nodig het nie, soos wanneer jy badkamer toe gaan of as jy sweet. Wat is groei? A. Om te beweeg, B. Om kos te eet, C. Om asem te haal, D. Om deur verskillende stadiums van lewe te gaan, van baba tot volwassene. D. Om deur verskillende stadiums van die lewe te gaan, van baba tot volwassene. Groei is wanneer 'n mens, 'n dier of 'n plant deur verskillende stadiums gaan, van baba tot volwassene. Plante groei van saad tot 'n volgroeide plant. Wat is voeding? A. Om te slaap, B. Om te beweeg, C. Om asem te haal of D. Om kos en water in te neem? D. Om kos en water in te neem. Voeding is wanneer ons liggaam kos en water inneem. As ons nie gereeld eet en vloeistowwe inneem nie, sal ons sterf. Wat doen die wortel nog behalwe om die plant vas te hou? A. Hulle maak blomme, B. Hulle vang sonlig, C. Hulle absorbeer water en minerale soutte uit die grond of D. Hulle maak sade? C. Hulle absorbeer water en mineraalsoutte uit die grond. So die wortel suig water en voedsel, wat ons noem mineraalsoutte, uit die grond op wat die plant nodig het om te groei. Watter soort wortel het 'n wortel of 'n radys? A. 'n haarwortel, B. 'n penwortel, C. 'n ligwortel of D. 'n bywortel? B. 'n penwortel. Wortels en radyse het penwortels. Dit is 'n dik, lang wortel wat diep in die grond ingroei. Watter soort wortel het rysplante? A. 'n penwortel, B. bywortel, C. geen wortels of D. 'n ligwortel? B. 'n bywortel. Rysplante het bywortels wat ons ook noem haarwortels. Dit is baie dun worteltjies wat wyd uitsprei. Wat is die funksie van die stingel? A. Om sonlig te vang, B. Om water te stoor, C. Om die plant regop te hou en voedsel te vervoer of D. Om saad te maak? C. Om die plant regop te hou en voedsel te vervoer. Die stingel hou die plant regop en vervoer die voedsel wat die wortels opgeneem het na die res van die plant.
Wat noem ons plante wat in baie droë gebiede groei en min water nodig het? A. Xerofiete, B. Hydrofiete, C. Mesofiete of D. Aerofiete? A. Xerofiete. Xerofiete is plante wat in uiters droë gebiede voorkom en bitter min water nodig het om te oorleef, soos kaktusse en alwyne. Watter sintuie gebruik ons om ons omgewing waar te neem? A. Slegs sien en hoor, B. Slegs proe en ruik, C. Slegs voel of D. Sien, hoor, proe, ruik en voel. Mooi, dis D. Sien, hoor, proe, ruik en voel. Ons gebruik al 5 sintuie om inligting van ons omgewing bymekaar te maak en om ons teen gevare te beskerm. Wat het 'n eier nodig om uit te broei? A. Koue water, B. Die regte hitte, C. Wind of D. Slegs sonlig? B. Die regte hitte. Eiers sal nie uitbroei as dit nie die regte hitte ontvang nie. Die warmte help die kuiken binne-in om uit te groei. Wat is gis? A. 'n dier, B. 'n organisme in 'n rustende toestand wat warm water en suiker nodig het, C. 'n klip of D. 'n plant? B. 'n organisme in 'n rustende toestand wat warm water en suiker nodig het. Gis is wat ons gebruik om brood te bak. As dit nie warm water en suiker kry nie, sal dit nie lewend raak nie. Goed gedoen, nou is jy nog net slimmer. Dankie dat jy saam gespeel het.